Broers en susters, dan allemaal van my kant af hartlik welkom by vanmôre se spesiale geleentheid en ek wil sommer vir al die besoekers wat vanmôre by ons is. Dis lekker om julle te kan ontvang, lekker om julle te sien en lekker om te sien dat julle belangstelling toon ook in die lewe van julle vriende, van julle mense en my hoop is dat vanmôre se geleentheid wat jy saam met ons kom meemaak dat dit 'n jeuglike vreugde geleentheid sal wees en 'n saam bly wees met mekaar en 'n saam op pad wees met ons ook deur hierdie lewe. So vanmôre het ons dan die geleentheid om 3 van ons jong mense te laat belydenis af van geloof af lê wat uit die aard van die saak 'n groot ding is in die lewe van die kerk. Voor ek vergeet ook vir jou daar by die huis. Hartlik welkom by ons. Ons hoop dat ons vanmôre se geleentheid dan ook so kan by mekaar sit dat wanneer die kinders net nou belydenis van geloof af lê en vir die kinders doop, dat julle dit dan ook sal kan sien. Maar baie welkom as jy van elders ook van buitekant die dorp af by ons inskakel. So wanneer kinders van 'n gemeente belydenis van geloof af lê, dan is dit altyd 'n oorwinningsdag in die lewe van die gelowiges en die lewe van die kerk, want dit is nou die een ding waarvan die bose nie hou nie, en dit is as mense verklaar Jesus is die Here. En daardie eerste belydenis wat die mense in die vroeë kerk net na die Here Jesus opgestaan het en opgevaar het na die hemel, was dit die kortste belydenis van die kerk gewees. Jesus is die Here. Ons is nou al so 'n bietjie baie meer uitgebrei, maar hulle het net bely Jesus is die Here en dit het beteken Jesus is die redder. Naas hom is daar niemand anders nie. En daarom is dit vir ons so 'n vreugdevolle oomblik as jong mense hier voor kan kom staan en dat hulle sê Jesus is die Here. Wat ons aankondigings aanbetref, daar op die eerste bladsy, julle kan van alles maar kennis neem. Ons gee so lank al die datums deur wat in die volgende 5 of wat weke gaan plaasvind. Gisteraand het ek ergens op die radio het iemand gesê oor 2 maande van nou af 8 weke dan is dit Kersfees, so vandag oor 2 maande ons Kersfees ook al weer verby, so spoed die jaar na sy einde toe en uit die aard van die saak vir die kinders wat vanmôre hier is en wat moet eksamen aflê in die volgende paar weke, baie sterkte daarvoor. En weet net hier van die kerk se kant af sal ons vir julle bid en aan julle dink. Baie van ons wat op universiteit en college en al dies meer was, weet maar dit is nou maar nie een van die aangenaamste tye in 'n mens se lewe nie. So neem kennis van al daardie sake. Die een wat ek wel net wil onderstreep is eerskomende Saterdag wat ons hamburgers by Spar gaan verkoop. So dis ons laaste woekergeleentheid vir die jaar. As jy dalk vry is Saterdag, kom help asseblief vir ons. Ons werk nie net nie, maar daar's ook genoeg tyd wat ons sommer 'n bietjie saam kuier en so tussendeur koffie drink en sommer so 'n bietjie skerts met mekaar. Dan op die lys van voorbidding, daar het julle al die persone se name. Ek wil net een bysit, en dit is dat Mariette se ma is vroeër in die week is sy oorlede, donderdag haar begrafnis gehad. So baie seën en sterkte ook vir jou en vir jou familie en mense. Dis die lewe, nê, aan vir die een ou is dit vreugde, vir 'n ander ou staan jy so 'n bietjie stil. Maar baie sterkte en seën vir die pad vorentoe. Dan is daar een verjaarsdag, Justice Biddle wat die 1 November verjaar. En dan by ons vergadering die vorige week
het ons hierdie volgende persone gekies as kerkraadslede. Die name is daar, julle wat nou vanmôre hier is, ek sal in die komende week, sal ek ook by julle draai kom maak, net so 'n bietjie gesels en saam met julle bid, want op die einde is dit so ons wat daar vergadering hou, ons glo ons hoor die Here se stem en dan hoor jy die Here se stem anders, nê? Ons weet nie altyd alles wat in iemand se lewe aan die gebeur is nie, maar dis soos wat ons die Here se stem gehoor het en dis die name wat ons vir julle deurgee en nou natuurlik dan is my en jou verantwoordelikheid is om ook vir hierdie mense te bid dat die Here ook vir hulle sal lei. Dan is daar vandag se skrifgedeelte en dan die inligting wat ons kerkkantoor en dies meer aanbetref. So ons het dan nou vanmôre nie net belydenis aflegging van jong mense nie, dit is ook vanmôre ons dankoffer Sondag. Ek gaan nou nie iets spesifiek daarom reël nie, want baie van julle het al bydraes gemaak vir die 10de maand dankoffer en kan ek ook maar net van ons kant af, van kerkraadskant af, baie dankie sê daarvoor vir elkeen wat 'n oop hart en 'n oop gesindheid het vir hierdie gemeente. Van my af kan ek maar net met julle deel is dat die Here is vir ons in hierdie gemeente finansiëel regtig baie goed. Ons is net 'n ou handjievol mense in die gemeente en ten spyte van net die min mense wat ons het, kon ons deur die jaar en deur die jare kon ons al ons finansiële verpligtinge nakom. Ons kon ook so hier en daar is daar 'n projek of twee wat ons kon aanpak, wat ons ook kon betaal het. Ons het nie in die gemeente 'n oortrokke fasiliteit nie en ons het ook nie 'n verband dat sou dit met ons moeilik gaan waar ons bietjie geld kan leen nie. So ons het so met die afgelope paar jaar het ons daarom so 'n paar rand kon bymekaar maak en twee van die dinge wat ons dan graag wil doen is ons het al kwotasies aangevra om die matte wat hier is om dit te vervang en ek neem kennis dat hier baie mense in die gemeente is wat nou al oud raak, so hulle moet mooi loop op die paadjies hierso dat hulle voet nou nie ergens aan die sement wat stikkend is gaan vashak nie. So dis twee van die projekte. Ons wil die paadjies wil ons weer nuwe sement opsit, dat die plek daarin ook kan mooi lyk. So en daarvoor het die Here vir ons gesorg dat ons 'n geldjie so met die tyd kon bymekaar maak en dat ons ook al ons ander verpligtinge kon nakom. Dit bly altyd my droom om ons finansiële syfers met julle te kan deel, sodat julle op die einde ook kan sien wat doen ons met julle geld, en dat ons so ver as moontlik van ons kant af dan ook met verantwoordelikheid met dit wat die Here aan ons toe vertrou ook mee wil omgaan. So as jy dalk nou vanmôre dalk vir vandag jou koevertjie saamgebring het, daar sal net nou geleentheid wees by die deure, plaas maar net jou koevertjie daar. As jy dalk nie geweet het daarvan nie, of as jy nog wil bydra, jy weet ons al teen die tyd, jou geld is jou verhouding met die Here. Ek weet nie of jou yskas gebreek het en jy miskielik moet daar vanaf noodfondse gebruik word nie, maar jy is altyd welkom en baie dankie vir daardie ondersteuning. Ek wil graag vanmôre se geleentheid begin met die woorde in Psalm 65, want as ons vanmôre vreugde beleef omdat die Here voorsien, dat hy vir ons in die gemeente finansiëel voorsien, dat hy ook op baie ander terreine mense gee wat
wat agter die skerms werk, dan sit ons altyd vreugde. Jare gelede was daar 'n tannie gewees, toe was ek nog jong daar in gelofte gemeente. En die tannie het ook gereeld by die Bybelstudie ingeskakel en so het ons vir mekaar maar leer ken. En op 'n stadium toe is sy verkies as 'n kerkraadslid. En eendag sê sy vir my, toe het sy die eerste keer in haar lewe, ek kan nie onthou hoe oud was sy nie, maar sy was nou al goed hier in haar 60 gewees. En toe sê sy die eendag vir my, vir die eerste keer in haar lewe het sy besef, wat gebeur met iets soos die nagmaal? Sy het maar gedink, jy kom in die kerk en alles is maar net daar, uit die lug uitgeval. En so was sy deel van die span gewees, wat voor die tyd die kelkies en die broodjies en alles wat daarmee saamgaan gereed gemaak het vir die nagmaalsgeleentheid. So natuurlik is hierdie nie 'n one-man show nie, en ek is natuurlik ook glad nie 'n show business mens nie, maar daar's baie mense wat meewerk daaraan dat 'n geleentheid soos hierdie kan plaasvind. En daarom is dit vir ons almal 'n vreugde as ons vanmôre saam met hierdie skrywer ook kan sê, aan U, o God, kom 'n lofsang toe in Sion. Geloftes moet betaal word aan U wat die gebed verhoor. Dit is seker een van die mooier en mees aangrypende woorde in die Bybel. Is dat as 'n mens leef en as jy bid, dit gebeur nie net sommer ergens in 'n rigting. Dit wat ek en jy sê, en dit wat ons beleef, en ons lewe voor die Here, is een waarin 'n mens beleef, ek word gehoor. Dalk nie altyd op my terme, dalk ook nie altyd soos wat ek dit wil hê nie, maar die Here hoor en verhoor. Dis hoekom ek en jy vanmôre blydskap kan ervaar. Toe ek en jy hier na die erediens toe gekom het die Here nie by die huis agtergebly. Hy is daar ook, dis sy grootheid. Hy is ook hier. En hy is ook reeds by ons môres en ons oormôres. En mag daarom vanmôre se geleentheid vir ons elkeen vreugdevol wees, want ons dien die lewende Here. Ek wil jou vra om saam met my te bid. En saam met my ook jou lewe voor die Here te beleef. En dat jy saam met my ook eer sal gee aan die Here, wie se naam geskrywe staan bo alle ander name in hierdie ganse wêreld. Die Here wat ons persoonlike verlosser en saligmaker is. Kom ons bid saam. Ons Here, ons hemelse Vader, saam met die kerk van alle eeue, bely ons ook vanmôre, Jesus is die Here. Baie dankie vir hierdie, ja, kan ons maar sê, onuitspreeklik. Want woorde is daar net eenvoudig in die mens se woordeskat nie genoeg om U na waarde te besing. Selfs die mooiste woorde wat ons kan uitdink en hulle almal in 'n lyn agter mekaar sit, is net nooit genoeg
dat ons U heerlikheid kan besing nie. En sou dit genoeg wees, dan ontdek ons ook altyd weer en weer, U is groter as dit. Baie dankie vir hierdie mooi geleentheid wat ons vanmôre kan hê om vir ons jong mense geleentheid te gee om te kan sê, om dit hardop, dit in die openbaar te kan verkondig. Jesus is die Here. En as gemeente wil ons dan U lof besing. Want wie is 'n God soos U, dat U neerbuig na mense soos ons? Wie is U, Here, dat U met ons bemoeienis maak en met ons besig is? Ons voel onsself net soos wat Paulus in sy lewe ook gesê het, dat hy die misgeboorte is, nie waardig dat U hom die hand sou reik nie. Dankie dat U grootheid en U liefde en U genade en U lankmoedigheid daarin lê. U hou U self besig met U mense. En ons bid dan, Here, dat hierdie paar oomblikke wat ons as gelowiges bymekaar is, dat U ons sal seën, veral vir die 3 kinders wat vanmôre belydenis aflê en Simone wat gedoop word, sodat wanneer hulle vanmôre ook hier van hierdie gebou af wegstap, dat hulle met 'n ewige wete in hulle hart sal leef. As U gesê, die mens is U sin, dan hou U woord. Seën dan vir ons in hierdie oomblikke, en ook as daar dalk familielede is wat van elders af inskakel by die geleentheid, seën ook vir hulle by die huis. Dit bid ons dan alles in die naam van Jesus Christus, die opgestane Here en Heiland, die heerser aan die regterhand van die Vader, die koning van alle konings. Amen. Broer en suster, genade en vrede vir jou. Dit kom van God, ons Vader. En dis vir ons geskenk in Jesus Christus, die Here. En dit word vir elkeen van ons 'n werklikheid gemaak deur die teenwoordigheid van God se Heilige Gees. Ons gaan 2 liedere saam sing, dis albei 2 dankliedere. Die eerste een is 'n lied wat ons by Kersfees sing, of wat ons tradisioneel maar by Kersfees sing. En dit is daar die eerste lied van ere aan God. En dan is daar nog 'n tweede lied wat ons ook gaan sing, wat ons dank en ons lof aan die Here gaan toebring. En voor ons aangaan, waar is Magiel? Ek sien ten minste nou vir my vang en nie net. Daar sê Alana.
Goed, kom ons sing hierdie twee liedere saam. Kom ons kan maar staan wanneer ons dit sing. Thank
So vir vanmôre is 'n geleentheid, laaste geleentheid wat ons dan nog saam met mekaar na die brief van Paulus aan Timoteus, net 'n paar verse wat ons in die gedeelte gaan saam lees. Dis ook 'n verskoning op die blaadjie afgedruk, so jy kan dit ook daar vind en dan natuurlik ook volgende week se gedeelte wat jy solank hierdie week ergens in jou stilte tyd mee kan besig wees, want dit is waar uit die prediking volgende week gaan gebeur. So 2 Timoteus 4 en ek lees dan van vers 6 af. En onthou, Paulus sit nou in die tronk. Hy is baie naby aan die einde van sy lewe. En hierdie is dan die laaste brief, die laaste woorde wat hy dan ook geleentheid het om met hierdie getroue kollega van hom ook te deel. En dan sê hy, wat my betref, ek word alreeds as drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig end uit volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat hy weer kom, sal die Here, die regverdige regter, dit vir my gee en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. En dan vers 16, toe ek my die eerste keer voor die hof moes verdedig, het niemand my bygestaan. Almal het my in die steek gelaat. Mag God hulle dit nie toereken nie. Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking tot sy volle reg kon kom en al die heidene nasies dit kon hoor. En ek is uit die bek van die leeu gered. Die Here sal my red van elke onheil en my behoue in sy hemelse koninkryk bring. Aan hom kom die eer toe, tot in alle ewigheid. Amen. Net daar die gedeelte wat ek dan saam met jou lees. Na aanleiding van hierdie gedeelte wil ek graag maar net 'n paar gedagtes met jou deel oor 'n vraag wat ek dink 'n mens maar elkeen vir sy lewe moet afvra en heel moontlik in hierdie volgende 10 weke, want na 10 weke dan is ons by die einde van die jaar. En hierdie tyd raak nou, of die tyd waar ons nou bevind, raak al hoe meer en meer die tyd wat 'n mens jouself afvra oor hoe het my jaar verloop. Wanneer ek en jy ons lewe in oënskou neem en as ons kyk na ons lewe oor wat ons aan die begin van die jaar gedink het, hy gaan wees en waar ons nou is, dan is dit 2 heeltemal verskillende prentjies waarna ons na alle waarskynlikheid kyk. En hier aan die einde van die jaar dan vermoed ek moet ons onsself as gelowiges, as kinders van die Here, van hierdie een ding afvra, en dit is, hoe vorder ek op my lewenswedloop? Waar is ek? Dit is te verstaan dat as 'n mens oor die wedloop van die lewe praat, dat daar 'n magdom dinge in 'n mens se gedagtes inskuif. Miskien is jy vanmôre op 'n plek
waar jy sommer net wil sit en wat jy sê, waar ek nou is, dit gaan nie so goed met my nie. Daar het dinge met my in die afgelope week of in die afgelope maand gebeur, wat dit vir my moeilik maak om opgewonde te wees. Kinders wat nou moet eksamen skryf, sal na alle waarskynlikheid sê, daar's niks wat nou meer saak maak, dis nou net die boeke. Ook nou net hierdie deel van my lewe, hierdie deel van die jaar klaar kry. Dalk is die oupas of die oumas wat die kinders so rondry en aanry, sê dalk miskien ook so. Maar ons bevind ons almal ergens op 'n stadium dat 'n mens vir jouself moet vra. Hoe lyk my hartklop? Hoe lyk my deelneem? Sien ek nog die wenstreep daarvoor en wat het ek bymekaar gemaak dat ek ook suksesvol hierdie wedloop sal aflê? Nou natuurlik wanneer Paulus oor hierdie dinge skryf en hy oor sy eie lewe nadink, dan dink hy aan die lewenswedloop hoegenaamd nie as 'n 100 meter resies nie, maar 'n lang uitgerekte wedloop, iets soos die Comrades. En ek sê weer, as jy ooit wil praat oor 'n lang afstand hardloop en ver hardloop, dan moet jy maar vir Mackie vra. Hy het baie van die goed gehardloop. Ek dink sy medaljes weeg meer as wat hy weet. En hy sal met jou baie dinge deel oor wat 'n mens nie net alles op daardie lewenswedloop meemaak. Dat jy op verskillende stadiums van daardie dag se hardloop verskillende dinge beleef en dalk miskien ook by tye in daardie wedloop kom dat jy wil opgee. Dat jy so moeg is en dat jy vir jouself sê, ek weet nie hoekom ek nog aangaan en hoekom ek dit doen nie. En dis juist dan, en dis vir ons elkeen in die lewenswedloop waar, dis juist dan, wanneer ek in my lewe gefokus moet bly. Ek wil 3 kort dinge met jou deel, wat Paulus in hierdie gedeelte sê. Die eerste wat hy in hierdie gedeelte sê, is hy dink aan 'n lewe wat uitgestort is. Ek word alreeds as drankoffer uitgegiet. En die prentjie wat hy in sy gedagtes het, is soos die van 'n offerande. In die ou tyd het die mense mos 'n altaar gebou en dan het hulle een of ander dier geslag en dan het hulle 'n offer gebring. En so dink hy aan sy lewe as 'n offer wat hy vir die Here gebring het. En nou mag 'n mens seker baie maklik dink dat wanneer jy so iets doen, asof dit baie keer nie die moeite werd is nie. Maar as Paulus kom sê dat hy alreeds as drankoffer uitgegiet word, dan dink hy daaraan dat ten spyte daarvan dat hy sy lewe as offer gee, dat dit nooit verniet was nie. Dat sy lewe wat hy geleef het, nie 'n gemorste lewe was nie. En die beeld wat Paulus dan aan hierdie gedeelte wil koppel, die Griekse woord is analusis, wat die prentjie in gedagte het van, ek hoop julle kan sien, van 'n skip wat uit die hawe vertrek. 'n heengaan. Nou as 'n mens daar by 'n hawe staan en jy sien dat 'n skip vertrek uit die hawe uit en jy hou hom dop soos wat hy wegvaar op 'n stadium, dan sien jy daardie skip verdwyn agter die horison.
En as jy nou gou in jou helikopter klim en jy vlieg daai kant toe, dan sien jy die skip is nog al die pad daar. Hier van die hawe se kant af lyk dit of hy weg is. En as Paulus dan hieroor kom praat, dan kom sê hy dink aan sy lewe wat besig is om te vertrek. Hy dink aan sy lewe waarin die dood nie die laaste sê oor sy lewe het. En dis die diepste doel aan ons lewe wat vir ons gemotiveerd moet hou in ons lewe. Die dood, die noodlot, die geluksgodin, niks van daardie het die laaste sê op ons lewe nie. En omdat Paulus dit weet en omdat hy dit beleef, daarom kan hy ook op hierdie manier aan sy lewe dink. Dat die einde van sy lewe lê voor die deur. En dat hy dan daarmee saam ook sê, ek het gelowig end uit volgehou. En die tweede ding, sluit dan by hierdie gedagte aan van ongelowig end uit te volhou. En dit is die werklikheid van die geveg of die werklikheid van die stryd waarin ek en jy onsself bevind. Ek hoop jy het in hierdie week die werklikheid van hierdie lewe ervaar. Die aanslae van die bose. Die bose wat probeer om die laaste sê op my en op jou lewe te kry. As Paulus dink aan die werklikheid van hierdie stryd, dan dink hy aan getrouheid. En dan dink hy aan gehoorsaamheid. Sukses vir Paulus was nie een van waarin hy aansien van mense gekry het nie. Paulus het nie iets probeer dink dat hy aanhangers sou kry nie. In die week toe, ergens toe sien ek so kort video greep van ergens iemand wat optree by 'n kerk of een of ander byeenkoms. Ek weet nie of die oue 'n prediker is en of dit nou maar net iemand is wat met mense die woord deel nie. En by baie kerke oor sien 'n mens dit dat hierso by ons so kry mens maar sommige kerke gemeentes waar ouens amen en halleluja tussendeur skree wanneer die dominee preek. En toe sê hierdie persoon op 'n stadium, ek soek nie vanmôre amens of halleluja's nie, want ek praat met jou. Met my en met jou wat die werklikheid van sonde in ons lewe moet raak sien. Dat sonde ons lewe elke dag kruis. En dat ons net die alarm daar by die huis, soos die alarmouens wat gebel het, so verskoning vir die onderbreking. Ek en jy moet hierdie werklikheid van sonde raak sien. En die aanslag wat daarvan die bose na ons lewe is, om te kyk of hy ons nie van hierdie lewenspad kan afhaal. Of hy die op pad wees na die ewige bestemming in die wiele kan ry. Dis hoekom 'n geleentheid vanmôre vir die kerk van die Here so aangrypend is. Wanneer mense opstaan en wanneer mense bely, Jesus is die Here. En
En as Paulus op pad is, dan is hy ook doelgerig op pad. Ek weet nie wat het hy beleef toe hy in die tronk gesit het nie. Nêrens stel ek enigiets op dat hy dalk bang was nie. Heel moontlik was hy bang vir wat vir hom voorlê, want hy was mos maar ook net 'n mens. En enige mens wat seker voor die einde van sy lewe in die aansig van die dood kyk, beleef seker maar op een of ander manier vrees. En as jy dan nog in die hande van die vyand is wat jou gaan doodmaak, dan sit jy dalk miskien ook met die vrees op watter manier gaan hulle 'n einde bring aan my lewe. Maar wat ons in Paulus se brief optel vir Timoteus, is dat hy sê dat hy doelgerig op pad is. Want wat sien Paulus in sy lewe? Hy sien die oorwinnaarskroon. Hierdie kroon is normaalweg aan mense gegee wat 'n wedloop suksesvol voltooi het. Natuurlik dink ons in die lewe, dis altyd net die eerste ou wat die kroon ontvang. Dis net die ou wat die beste is. Die Bybel, die wil vir ons 'n ander prentjie kom gee, en dit is, die Here wil dit nie net vir my gee nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Dis die kroon wat vir 'n mens wag wanneer 'n mens end uit en met volharding hardloop. Miskien mag jy vanmôre sê, ek is maklik om te praat, jy ken nie my lewe nie. Jy ken nie my swaar kry nie, jy ken nie my geskiedenis nie, jy ken nie my agtergrond nie, jy ken nie die dinge waarmee ek worstel nie. As Paulus kom skrywe, dan kom hy by die derde deel uit, wanneer hy sê, mense stel teleur, maar God nooit nie. En dan verwys hy na 'n deel van sy lewe waar hy homself ook moedersiel alleen tussen 'n klomp regsgeleerdes bevind het. En gryp hy ook terug na die nag waarin die Here Jesus gevange geneem is en waar al sy mense en al sy disippels ook weggehardloop het en niemand van hulle by hom was in daardie oomblikke van nood nie. Dan sê Paulus, ek sien uit na die ingang van die lewe. Ek is ook dankbaar om te kan terugkyk oor my lewe wanneer ek klaar maak. En wanneer ek die nuwe lewe by God wat vir ewig gaan duur, daar gaan opneem. En terwyl ek en jy dan met ons lewenswedloop besig is, dink die van julle vanmôre wat nou ouer is, veral ouer is as wat ek is, het jou moontlik geleentheid om pertinent te fokus op daardie laaste deel van my lewe wat voorlê. En terwyl ek vermoed dat julle wat jonger is, nog kliphard aan hierdie wedloop wat voorlê, die baie opdraandes wat daar nog voorlê, die baie struikelblokke wat heel moontlik in jou lewenspad gelê gaan word, moet verbykom, dat dit inderdaad vir jou mag lyk asof die eindpunt nog baie ver is. Paulus in hierdie gedeelte, as hy
as hy eintlik sy laaste testament met Timoteus deel, is om vir Timoteus te herinner aan die een ding wat vir ons almal waar is, en dit is God neem dit ernstig op wanneer hy met my en met jou besig is. En wat met my en jou gebeur, daaroor voel God baie sterk. In die Psalms is daar die mooi vers wat die skrywer sê, die dood van 'n geliefde is vir God geen geringe saak nie. Wat met my en jou gebeur en hoe ons op pad is vir God allerbelangrik. En vanmôre dan spesifiek vir Wikus en Simone en Marnay. Mag julle in julle elke dag se op pad wees en lewe. Altyd bewus wees van die vaste greep wat God op julle lewe het. En dalk mag daar kom. En kan ek met hierdie storie afsluit wat ek al van tevore baie keer gedeel het van 'n Duitse teoloog, 'n Duitse professor in die Tweede Wêreldoorlog wat sy studente moes gaan oorlog maak het en dan skryf hulle vir hom daar op die oorlogsfront vanuit Rusland, dan skryf hulle vir hom en dan sê hulle, professor, ons is moeg, ons is honger, ons is dors, ons juk, die vlooie vreet ons op. Ons weet nie eers eintlik meer hoe om te bid nie. Het u nie vir ons 'n woord nie? En dan het die professor altyd so hartseer geraak, omdat hy homself beleef het, wat sê ek vir die mense? Wat sê ek vir die jong manne? En dan het hy altyd net hierdie een ding gesê. Die dag, as jy nie meer weet hoe om vas te hou nie, weet dat die Here sal jou vashou. En mag dit so wees vir elkeen van ons, vir hierdie jaar, en ook wanneer ons begin dink oor die nuwe jaar, wat vir ons voorlê. Amen. Here, dankie dat u saam met ons op die lewenswedloop is. So dikwels beleef ons, Here, dat dit 'n opdraande stryd is met baie hindernisse. Dat daar ook baie afleidings is, ook geweldige versoekings. Dankie dat u getrou is. Dankie dat u altyd u kinders se beste belange op die hart dra. En as voorganger vanmôre bid ek vir ons elkeen dat u ons op ons lewenspad sal seën. En dat u ons sal help om ons oog gefestig te hou op Jesus, nie net die gekruisigde nie, ook nie net die opgestane nie, maar ook waar u regeer aan die regterhand van die Vader. In Jesus se naam bid ons dit. Amen.
vir Simone vra om asseblief vorentoe te kom. Simone is nie geskik gedoop nie. En toe nou weer 'n gesprek met die ouers gehad en dat hulle in hulle lewe dinge net nie so uitgewerk het nie, dat Simone kon gedoop word nie, en dan het ons in die kerk, wanneer ons doopkinders wil tot 7 jaar, en dan as hulle 7 jaar oud is, daarna dan deurloop hulle die katekese en dan kry hulle by belydenisaflegging dan die geleentheid om ook gedoop te word. So ons word gedoop omdat die Here 'n verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het. Reeds vir Abraham, die vader van alle gelowiges, het die Here gesê, ek bring 'n verbond of 'n ooreenkoms, 'n kontrak tussen my en jou nageslag en al hulle nageslagte. Dit is 'n blywende verbond. Die dinge wat die Here doen, dit bly vas staan. Geen mens kan dit enigstens vernietig nie. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag, beloof die Here vir Abraham. In die Ou Testament het ons die besnydenis gehad, en in die Nuwe Testament voor die Here se hemelvaart het hy aan sy disippels die opdrag gegee om die doop te bedien. En hy het gesê, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So het die Here hom verbind deur hierdie verbond om ons God te wees en ons te seën. Nou ons in die kerk dan sê ons die doop mag alleen aan volwassenes bedien word as hulle die evangelie doen, glo, belydenis doen van hulle sonde en van hulle geloof in die Here Jesus Christus. En dit ons nou, ek het nou reeds in die jaar wat ons 'n paadjie met mekaar geloop het ek reeds daarvan kennis geneem van goed wat ek vir julle gevra het en waarop julle geantwoord het, en ook nou hieraan wat ons gesels het, waarin jy ook hierdie erkenning gemaak het. En daarom mag jy as volwassene gedoop word, omdat jy bely dat jy Jesus as jou verlosser aangeneem het. En daarom wil ek vir jou hierdie volgende vraag vra. Glo jy dat die leer soos in die Ou en die Nuwe Testament, alhoewel dit wat ons in die Bybel kry, en in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is, en in die gemeente hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is? Tweedens, bely jy op grond van die woord van God, dat jy as sondaar in die wêreld gekom het, en onder die oordeel van God staan, maar dat jy deur die geloof in Christus gered is, en daarom as lidmaat van sy gemeente gedoop behoort te word. Verklaar jy dat dit jou opregte voorneme is om in die Christelike lewe te volhard, die Here te dien en te bely voor die mense en getrou te wees in die eredienste? En vierdens, beloof jy dat jy jouself vrywillig onderwerp aan die kerklike opsig en tug? Wat is jou antwoord? Simone du Plessis, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie teken van die doop. Dat dit nie hierdie water is wat die verskil maak nie, maar dat hierdie water die teken van die bloed is wat vir ons gevloei het. Dat Simone ook vanmôre hierdie erkenning gemaak het, dat sy sondaar is, en dat haar hele hoop
die kruisiging, sterwe en opstanding lê. Dankie dat u hand oor baie jare ook na haar lewe uitgestrek gestaan het. Dat sy hierdie môre ook kan dankie sê. Dat u haar nie net gevind het, maar ook nader getrek het, dat u haar Here is. Dankie vir haar belydenis dat haar ouers ten spyte van omstandighede goeie voorgangers was. Ook vir haar geleer wie u is. En dat sy vanmôre die belydenis kon uitspreek. Jesus is die Here. Seën vir haar op haar lewenspad. En seën vir haar waar sy met die lewenswetloop besig is. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. De herinnering aan jou dood, Johannes 3 vers 16. Aan die mooi, welbekende tekstvers in die Bybel. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan. Baie welkom. Jy kan dan sommer hier voor bly staan en dan gaan ek vra dat Wikus en Barney dat julle ook na vore kom. Terwyl Barney na toe kom, wil ek dan maar net dankie sê vir die ouers dat julle kinders gebring het en dat ons van kerk se kant af, gemeente se kant af geleentheid gehad het om ek in elk geval om vir hulle te kon leer ken en te kon hoor wat leef in hulle hart. Natuurlik is die tyd altyd te min. Ek weet daar altyd baie dinge wat 'n mens graag met mekaar wil deel. Maar vir die ou stukkie wat ons geleentheid gehad het om met mekaar pad te loop, dit bly maar altyd kosbaar. Toe jy wat jonger was, het daar baie kinders gestaan, groot las gehad. Nou is dit, ons het verlede jaar nie eens belydenisaflegging gehad nie, so om hierdie jaar so met 3 kinders te hê, dit is sommer baie lekker. En vir die ouers dan inderdaad baie dankie en mag julle ook op die geloofspad saam met julle kinders net altyd blywende vreugde hê, veral omdat hulle vanmôre dan hier in die openbaar, die deure staan oop, dis nie 'n geheime plek waar ons by mekaar kom nie, en wat ons hier deel, daar's ook nie geheime nie, so dis 'n openbare plek en geleentheid wat plaasvind. Die openbare belydenis van geloof is ingestel om aan verbondskinders die geleentheid te gee om persoonlik voor God en die gemeente rekenskap te gee van hulle geloof. So antwoord hulle op die toesegging van God se beloftes in die dood, dat hy ons Vader is, dat Jesus ons verlosser is en dat die Heilige Gees in ons woon. Aangesien julle die kerkraad oortuig het van julle genoegsame kennis van die Bybel en van die leer van die kerk en van julle persoonlike geloofsvertroue,
het die kerkraad met blydskap toestemming verleen. Dit is altyd vir ons lekker. Ons probeer nie van ons kinders heidene maak, wanneer ons met hulle werk, dat hulle nou tot bekering kan kom nie. Hierdie is vir ons 'n geleentheid, sodat julle met blydskap hier in die openbaar julle geloof mag bely. Daarom vra ek om voor God en sy gemeente op die volgende vraag opreg te antwoord. Glo julle dat die leer soos in die Ou en die Nuwe Testament en in die belydenisskrifte van ons kerk vervat word en ook hier geleer word, die ware en die volkome leer tot saligheid is? Geloof julle om as lidmaat van sy kerk en van hierdie gemeente in die leer tot die einde van julle lewe te volhard en elke lering wat hiervan afwyk te verwerp? Bely julle dat die Here Jesus julle persoonlike verlosser en saligmaker is en dat jy hom liefhet? Beloof jy om hom te dien, sy naam getrou voor die mense te bely en om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem? En dan die ding wat dalk so baie keer onnodiglik in die kerk gebeur, dat as dinge nou nie altyd in die kerk reg uitwerk, of as iemand dalk miskien nou ergens die paadjie misstap, dan as jy sodra so die kerk met iemand praat, dan hoor die ouens kwaad en sê, ek vat hom uit goed en ek loop. Hierdie vraag, laaste vraag sê, aanvaar julle almal dat hier teenwoordig is, en ook daar in ander gemeentes, as julle eendag daar meer in die dorp is, en by 'n ander gemeente gaan inskakel, aanvaar jy dat jou medegelowige die verantwoordelikheid het om jou reg te help, sodat jy op die regte pad sal bly? Maar bly, wat is jou antwoord? Simone, Wiekers? Op grond van die genadeverbond, soos verseël deur die doop, en kragtens die belydenis wat julle so pas afgelê het, word hiermee verklaar dat julle belydende lidmate van die Nederduits Gereformeerde Kerk in Danskraal is. In die goeie wedloop van die geloof moet julle al julle kragte inspann en die ewige lewe as prys behaal. Daartoe het God julle geroep en het julle die goeie belydenis vanmôre voor baie getuies afgelê. En dan gaan dit natuurlik nie net oor hulle nie. Dan het ek en jy ook vanmôre 'n opdrag en 'n roeping. Sien om na hierdie lidmate. Ontvang hulle as medelede van die liggaam van Christus. Moedig hulle aan tot liefde en goeie werke en bid vir hulle. Leef in liefde met hulle saam, want ons Heiland het gesê, as julle mekaar liefhet, sal almal weet dat ons disippels van die Here Jesus is. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons dank U dat U die werk voortsit en steeds mense roep en bring om belydenis van 'n geloof in U te doen. Ons bid dat U hulle deur U Heilige Gees hoe langer, hoe sterker sal bind aan Jesus Christus en sy kerk. Ons bid dat U hulle sal staande hou en laat groei in die geloof en kennis van ons Here Jesus Christus. Dat U hulle voortdurend sal lei tot 'n lewe van diens en gehoorsaamheid aan U, tot kragtige getuies in die wêreld, en dat U hulle sal bewaar
van versoeking. Weet dat hulle in die laaste dag onder die skare van uitverkorenes in oorwinning voor U troon sal verskyn. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ek wil vra dat Louis en Hans namens die kerkraad ook net vorentoe sal kom en ook net saam met my aan hulle elkeen 'n handdruk sal gee en dan ook net iets wat ons van gemeente se kant af vir julle wil gee. Die kersie wat daar ergens langs jou bed staan en die beker, as jy hierdie oggend koffie maak, of as jy dalk vir jou ouers maak en jy drink uit die beker uit, dink dat ons vir julle lief is en dat ons vir julle omgee en dat hulle deel is van die liggaam van die Here Jesus waarvan ons ook almal deel is. Maar bly baie geluk en welkom. Ek wil graag Romeine 5 vers 1 vir jou op jou lewenspad gee. God het ons dan nou vrygespreek omdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Mag jy altyd in hierdie wonderlike vrede lewe van God wat aan jou kant is en saam met jou op pad is. Baie geluk. Simon, baie geluk. Jou wil ek gee Romeine 10 vers 9. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered. Mag dit ook vir jou 'n ander wees, waarom jy elke dag in jou lewe sal vashou dat ek weet wie my verlosser is. En vir jou Lucas, baie geluk. Vir jou wil ek gee Romeine 1 vers 17. Dan ons vers kom uit Romeine. In die evangelie kom juist tot openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek. Enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan. Elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Mag jy elke dag leef, en mag jy lewe elke dag vreugde wees, omdat hierdie vers vir jou waar is. Amen. Goed, so ek het net die musiek nie, ons gaan dit so spontaan sing, want ons ken die woorde. Ek gaan vir julle vra om na die gemeente toe te draai en ons gaan dan laat weer die seën ook al daar, die gaan ons dan vir hulle sing. So draai om dan gaan ons dit vir julle sing. Kom ons staan. Laat die seën
in die besonder ook vir julle mooi en 'n vreugdevolle dag wees. Kan ek sommer ook nou voordat ons hier klaarmaak, ons het drinkgoed en eetgoed by mekaar geraak, so kom kuier so rukkie saam na die tyd, jy is baie welkom. Dan wil ek graag net vir Cynthia en Jolanda dankie sê vir al die werk wat agteraf gebeur het, al die goed wat ons uitgedeel het, dat we dit reg gekry het, wat ons dit dan ook vir ons kinders kon gee en dit hulle deel. So baie dankie daarvoor. En ons gaan nou sluit met ons laaste lied, wat ek dink aansluit by vanmôre se erediens geleentheid, en kom ons sluit dan met hierdie lied. Daar sien ons nog die foto's gewys het, Simone gedoop het, en dan die kinders, dan sien julle dit nie so mooi. Maar kom ons sluit af met hierdie lied, bly volhard soos afgewete. Ontvang die seën van die Here. Gaan leef heerlik in die vreugdevolle wete dat God in sy grootte is saam met my en met jou op hierdie lewenspad. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus. Die liefde van God, ons Vader, en die troostvolle teenwoordigheid van God se Heilige Gees sal met elkeen van ons bly totdat Jesus eendag weer die wolke verskyn.